Wanneer jong opkomende denkers en leiers soos Charlie Kirk, 'n gesinsman en pa van 2 jong kinders, helder oordag voor honderde mense doodgeskiet word en mense dit op sosiale media toejuig, getuig dit van 'n samelewing wat besig is om uitmekaar te val. Dit getuig van 'n vyand wat homself toenemend meer en meer tot geweld wend in sy politieke stryd. En dit wys op die noodsaak ook vir ons volk om te besef in watter historiese tyd ons leef. Charlie Kirk was 'n vriend van die boer, 'n vriend van ons volk. Min mense het so baie uitgepraat oor ons saak in die FSA soos hy. Hy was ook een van die eerstes wat ons pleit gehoor het en op gereageer het. Sy eerste uitsprake oor ons saak was al in 2015 gewees, toe hy maar 21 jaar oud was. Hierdie gebeurtenis wys vir ons hoe ver die gees van die linkse haat in die weste gevorder het. En dit het ook 'n ernstige implikasie vir ons hier in Suid-Afrika. Dit dwing ons om te herbesin oor waar ons in die stryd staan en wat die implikasie hiervan is vir ons eie volk in hierdie stryd. In hierdie video gaan ons hierdie aspek sterk beklemtoon en wys waarom dit nou die tyd is om die vryheidsstrewe na 'n ander vlak te neem. Ons was vroeër hierdie week baie hartseer toe ons gesien het hoe die konservatiewe politieke kommentator en aktivis Charlie Kirk helder oordag op 'n universiteitskampus in die Amerikaanse deelstaat Utah vermoor is. Kirk, wat bekendheid verwerf het vir sy debatte op universiteitskampusse reg oor die VSA, was 'n doring in die vlees van die linkse magsorde. Hy het immer sy lewe daaraan gewy om jong mense te probeer bevry uit die magsgreep van die oordonderende linkse propaganda wat hulle van kindsbeen af mee gebombardeer en in hulle kele afgeforseer is. Charlie was nie net 'n gelowige Christen wat sy wêreldbeskouing op die Bybel probeer begrond het nie, hy was ook 'n vriend van ons volk en iemand wat nooit geskroom het om op te staan vir wat reg en geregtig is in sy lewe nie. Maar wat sou iemand besiel om hierdie 31-jarige jong vader van 2 jong kinders so koelbloedig te vermoor? Al wat hy immers gedoen het, was om sy reg tot vryheid van spraak te gebruik om gesprekke oor etiese en sosio-politieke drukpunte te fasiliteer. Dit is baie dieselfde as wat ons doen hier by die Willem Petzer groep, naamlik om te veg om die harte van mense te wen vir die waarheid. Wat dit nog erger maak is dat daar duisende mense is wat letterlik feesvier omdat hierdie onskuldige man vermoor is. I'm just really glad Charlie Kirk just got himself fucking shot, because he's right. Empathy is dangerous to society. So no one should give a fuck that he's dead. En wat beteken iets soos hierdie sluipmoord vir die westerse wêreld as geheel en vir ons volk in besonder? In die video gaan ons fokus op die politieke paradigma skuif wat gelei het daartoe dat mense nou die vrymoedigheid het om openlik hierdie gruwels soos die sluipmoordpoging op Donald Trump verlede jaar en die moord van Charlie Kirk in hierdie week te regverdig, en nie net te regverdig nie, maar heeltemal fees te vier op sosiale media daaroor. Deur die loop van die geskiedenis het die linkse vyande van die Christendom nog altyd vrede en versoening gepropageer wanneer hulle die mag in hulle eie hand het. Maar hulle gewend tot geweld sodra dinge nie meer loop soos hulle wil nie. Een van die beste voorbeelde hiervan is natuurlik Nelson Mandela self. Toe Mandela net bietjie meer as 20 jaar in die tronk gesit het nadat hy vir terreur en sabotasie lewenslang gevonnis is, het oud-president P.W. Botha in Januarie 1985 aangekondig dat hy Mandela gaan vrylaat indien hy beloof om alle forme van geweld en terrorisme af te sweer. Mandela het egter die aanbod van die hand gewys en geweier. Mandela sou ten spyte van die wete dat hy vrygelaat kon word as hy net op 'n vreedsame wyse politiek begin beoefen het, soos Charlie Kirk deur sy vryheid van spraak, vir nog 'n verdere 5 jaar in die tronk bly sit, totdat hy uiteindelik in Februarie 1990 onvoorwaardelik deur Botha se opvolger F.W. de Klerk vrygelaat sou word. Mandela, wat gevonnis is omdat hy skuldig bevind is aan sabotasie en 'n poging om die regering by wyse van terrorisme omver te werp, en eenvoudig geweier het om te sê dat hy dit nie weer sal doen nie,
is toe skielik opgehemel as hierdie groot kampvegter vir vrede en selfs natuurlik beloon met die Nobelprys vir vrede saam met F.W. de Klerk. Toe skielik verander sy deeltjie heeltemal toe hy die mag begin kry het. Die ironie hiervan is skriend. Dieselfde het in Amerika gebeur. Dit was veral aan die begin van hierdie eeu in die Bush-jare toe die nuwe-konservatiewe leiers van die Republikeinse party verskeie oorloë in die Midde-Ooste regverdig het, wat die linkses hulself as die vredemakers probeer promoveer het. Weereens, soos wat die geval was met Mandela en die ANC, was hierdie maar net bloot valse propaganda met die doel om weer die politieke mag in die hand te kry. Toe Barack Obama en Joe Biden immers later aan bewind kom, het hulle presies dieselfde buitelandse beleid as Bush gevolg en nie net die oorloë wat hy begin het vorentoe gevat nie, maar ook nog meer oorloë begin. Nou dat Donald Trump egter aan bewind is en Charlie Kirk begin groot opskuddings maak op universiteitskampusse wat histories bastions van radikale linkse liberalisme was, kom hulle ware klere skielik uit. Verlede jaar het linkses vir Donald Trump probeer vermoor. Months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. En nou het hulle vir Charlie Kirk suksesvol vermoor, bloot omdat hulle 'n bedreiging inhou vir hulle eie politieke agenda. Not counting gang violence. Great. Ons as volk sal die harde realiteit in die gesig moet staar, dat ons vyande nie bloot vredelewende mense is wat 'n opinieverskil met ons het nie. Die vyande van die Christendom, die vyande van die Weste en Westerse beskawing en die vyande van die Afrikaner, 'n volk wat die beste van die Christendom en die Westerse kultuur verteenwoordig, is aggressiewe haters van alles wat ons is en alles waarvoor ons staan. Die feit van die saak is, nou dat die politieke gety reg oor die Weste besig is om te draai en die linkses besig is om vir die eerste keer sedert die Tweede Wêreldoorlog die propagandastryd te begin verloor, ons nie meer kan staatmaak op 'n vreedsame naasbestaan van ons politieke vyande nie. Die mense wat ons volk se vryheid teenstaan, is immers nie net ons vyande nie, hulle is vyande van ons koning Jesus Christus. Hulle haat daarom die Christelike beginsels waarop ons beskawing en kultuur gegrond is en hulle is bereid om mense te vermoor in hulle stryd teen Christendom. Onthou dit my vriend, hierdie mense is bereid om te moor vir hul anti-Christelike en anti-blanke en anti-westerse agenda. Ons mag dalk begeer om in vrede met alle mense te leef, maar die politieke realiteit van die dag laat dit eenvoudig nie meer toe nie. Vir die eerste keer sedert die Tweede Wêreldoorlog begin die regsnasionalistiese ideologie en in sommige gevalle selfs die Christelik-nasionale wêreldbeskouing uiteindelik weer die propagandastryd te wen. Vir die eerste keer in 'n eeu is ons vyand besig om die stryd te verloor. Hulle het immers hul hand oorspeel. Die aggressiewe LGBTQ agenda wat in skoolkinders se keelgatte afgedruk word, die drakoniese COVID-regulasies en die politieke geweld wat hierdie mense propageer, het alles daartoe gelei dat meer en meer mense oor die afgelope 10 jaar ontnigter geword het en begin wegbeweeg het van die liberalisme. 'n Baie goeie voorbeeld hiervan is Elon Musk. Die liberale orde is besig om in duie te stort. En jong mense reg oor die wêreld, insluitende jong Afrikaners, is baie vinnig besig om na regs te beweeg. Die belangrikheid van hierdie historiese ontwikkeling is in die stryd om die hart van die Afrikaner. Ja, vir die stryd om die hart van elke westerse volk. Kan nouliks oorskat word. En of ons nou daarvan hou of nie, ons is ook deel daarvan. Ons jong mense is verward, omdat die heersende ideologie vir die afgelope 50 jaar, liberalisme, besig is om ontbloot te word vir die werklikheidsverwyderde fantasie wat dit nog altyd was. Te danke aan die goeie werk wat mense soos onder andere Charlie Kirk gedoen het, is die liberale orde uiteindelik besig om in duie te stort.
Dit is daarom nou 'n gulde geleentheid om die waarheid en waarde van volksnasionalisme onder al die nasies te promoveer en uiteindelik te beklemtoon. Eintlik behoort Afrikaanse kerke en Afrikaanse burgerregteorganisasies hierdie geleentheid met oop arms aan te gryp en aktief deel te neem aan die stryd vir die harte van ons volk. Vir dekades lank was ons immers verguis in die hoofstroommedia en in die skole en in die universiteite as swak en dom en verkramp, maar die gety swaai nou en dit swaai vinnig en radikaal. Met die opkoms van sosiale en alternatiewe media is die linkse monopolie op inligting wat sedert die Tweede Wêreldoorlog gegeld het, nou uiteindelik gebreek. En ons volk kan eenvoudig nie bekostig om hierdie geleentheid nie aan te gryp nie. Dit is juis waarom ons onsself hier by die Willem Petsche groep onbeskaamd toewy aan hierdie stryd. Dieselfde stryd wat martelare soos Charlie Kirk vir sy eie volk geveg het. Daardie eense stryd veg ons vir die Afrikaner. Dit is hoekom ons volk wil inspireer om hierdie stryd met hernieude ywer voort te sit, nou dat ons vyand so radikaal verswak is. Kyk ons onlangs 'n video hieroor op die skakel op die skerm deur dit net hier op te klik. En maak ons hande sterk deur 'n betaalde lid van die Willem Petsche groep te word. Met u ondersteuning maak u dit vir ons moontlik om hierdie propagandastryd te bly veg en te wen. Volg net die instruksies op die banner onderaan die skerm. Totsiens en God seën elkeen van u.